Kom ons lees vanmôre saam uit Romeine 15 van vers 1 tot 3. Paulus skryf en sê, op ons wat sterk is in die geloof, rus die verpligting om die swakhede te verdra van die wat nie sterk is nie. Ons moenie aan onsself dink nie. Elkeen van ons moet aan ons naaste dink en aan wat vir hom goed is en wat hom in die geloof kan opbou. Christus het immers ook nie aan homself gedink nie. Ek lees onlangs in die Burger 'n artikel van Amanda Gous, 'n professor verbonde aan die Universiteit van Stellenbosch se departement politieke wetenskap, waarin sy haar kommer uitspreek oor wat tans op Suid-Afrikaanse kampusse aan die gang is. Sy verwys na die vandaliste en die sinnelose beskadiging van beelde en kunswerke. Volgens haar is Suid-Afrika 'n baie onverdraagsame samelewing. Nou wil ek vanmôre vir jou sê, broers en susters, as ek hierdie artikel geskryf het, sou ek waarskynlik baie meer emosioneel en kwaad en ontstoke oorgekom het. Dit is immers nie net beelde en kunswerke wat in die slag bly nie, maar ook die ontsaglike ontwrigting van klasse waarmee hierdie betogings gepaard gaan. Met die omgooi van beelde beland ons eie beeld as 'n land en as 'n nasie in die buiteland ook op die grond. En daarmee gaan die laaste bietjie geloofwaardigheid en integriteit wat ons in Suid-Afrika nog oor het, by die agterdeur uit. Ons beeld as 'n reënboognasie lê na 21 jaar aan skerwe. Ons kampusse lyk soos 'n oorlogsone. Oral brand dit. Op die voorblaaie van ons koerante en tydskrifte sien jy foto's van die onluste polisie wat traannergas en rubberkoels moet gebruik om die jeug uiteen te jaag. Vroue studente word seksueel aangerand en verkrag. As jy 'n dogter op universiteit het, kan jy nie meer rustig slaap in die nag nie. Ons land het 'n gevaarlike kantelpunt bereik. Hierdie artikel van die professor het my opnuut diep onrustig gestem. Dit het 'n klomp vrae in my binneste na die oppervlakte gebring, maar dit het opnuut weer my neus gedruk op die kwessie van verdraagsaamheid en onverdraagsaamheid in ons land. Dit het my veral laat wonder wat my spesifieke rol en aandeel in alles is. Am I part of the problem or am I part of the solution? Wat gaan aan, broers en susters? Hoekom lyk dinge soos dit lyk? Is daar 'n bose sweer wat besig is om oop te bars? Moet ek en jy vanmôre op die uitkyk en in ons pasoppens wees daarvoor? Wat lê onderliggend aan al hierdie gruwelike dinge wat besig is om in ons land te gebeur? Sit ons op 'n rassekruitvat wat enige oomblik onder ons kan ontplof? En belangriker miskien vanmôre nog, is daar hoegenaamd 'n oplossing vir hierdie broeiende onheil wat ons direk in die gesig staar. Die professor na wie ek hierbo verwys, reken dat die Suid-Afrikaanse samelewing 'n baie onverdraagsame samelewing is. Dit is wat my betref, broers en susters, baie sagkens gestel. Die saad van onverdraagsaamheid groei welig en geil in ons land, in die dorpe, in die stede, op ons paaie, in die kantore, onder ons huise se dakke, oral. Ons adem hierdie ligbesoedeling van onverdraagsaamheid elke dag in ons sisteme in. Dit is veral op die internet en in die media waar jy die giftige breedie kook. Swarte sê wit is sleg, en witte sê swart is sleg. Dit is 'n oor en weer geslinger van afbreekende en vernietigende haatspraak.
Mense oor kleurgrense heen dreig mekaar. Ons kan mekaar nou eenmaal in hierdie land nie verdra nie. Ons klim onder mekaar se karakters in, maak ander mense verdag, skinder van hulle, wanneer hulle nie dink en voel soos ons voel oor sake nie. Ons is soos drake wat vuur spoeg. Sampieter Blaans is reg wanneer hy Suid-Afrika in een van sy nuwe boeke as 'n verdeelde land beskryf. En die Bybel sê geen stad of geen huis wat onderling verdeeld is, sal bly staan nie. Van eenheid was daar nog nooit regtig sprake in die geskiedenis van Suid-Afrika nie. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, nou in 2016 kan die verdeeldheid onder mense van verskillende etniese groeperinge in Suid-Afrika egter met die grootste gemaklikheid as 'n feitelik onoorbrugbare kloof gesien word. Dit raak trouwens elke jaar moeiliker om te sien hoe ons in Suid-Afrika die brug gaan slaan oor hierdie duiselingwekkende afgrond van verskillende rassegroepe se gevoelens teenoor mekaar. Wat tans op makrovlak gesien en ervaar word daagliks op mikrovlak beleef. Onverdraagsaamheid of intoleransie lê ingebed in die weefsel van Suid-Afrikaners se samestelling. Dink maar net vir 'n oomblik, hoe gaan dit op die kerklike en die godsdienstige terrein in ons land? Dis veral mense wat die Bybel letterlik lees en vertolk, wat hierdie onverdraagsaamheid soos 'n vuur aanblaas. En as jy as 'n teoloog of as 'n predikant of as 'n gewone lidmaat 'n siening het wat verskil van die tradisionele siening of van die tradisionele kerk, verloor jy gou jou kop of jou werk of jou bediening. Word jy nou as ketters en as 'n dwaalleer uitgemaak en op die voorblaaie van die koerante geplaas. Die kerk se geskiedenis lê ongelukkig besaai met voorbeelde van teologiese onverdraagsaamheid. En hierdie hele negatiewe proses werk uiteraard natuurlik van bo af altyd ondertoe. Lidmate wat nie gelukkig voel oor iets in hulle gemeente nie, kry deesdae 'n ommesientjie vir hulle ander gemeente. Dis die beste en die maklikste spel om te speel, dan wonder ek, as ons binne in die kerk dit nie kan regkry, om met 'n groter verdraagsaamheid met mekaar saam te leef nie, hoe verwag ek en jy vanmôre, op 'n maandagmôre wanneer jy werk toe ry, op 'n maandagmaand wanneer jy van die werk af terugkom, dat Suid-Afrikaners oor die breë politieke en maatskaplike spektrum dit moet regkry? Hoe verwag ons antwoorde vir die land se probleme as ons dit op ons eie individuele vlak nie regkry nie? As ons dit nie eers kan regkry om mense met 'n ander seksuele oriëntasie met die liefde van Jesus in die midde van die kerk en ons eie midde te aanvaar nie, hoe gaan ons dit in God se naam regkry met mense wat 'n ander velkleur kultuur in godsdiens het? Jesus sê ons moet ons vyande lief hê. Maar hoe is so iets enigstens moontlik as ons nie eers ons eie kan lief hê nie? Sulke diep gewortelde intoleransie is natuurlik nie nuut in die Christelike geloof nie. Glad nie. Dink maar aan die inkwizisie en die kruistogte in die donker dae uit die middeleeue. Die sogenaamde hekse Sumer op brandstapels geplaas is. As jy in die ou dae anders gedink het en anders gevoel het en anders opgetree het as wat die kerk voorgeskryf het, is jy sonder genade doodgemaak. Wat is dit anders as kerklike diktatorskap? Al verskil is dat mense deesdae nie meer met klippe doodgegooi word soos in die Ou Testament nie, maar met woorde. Ons skryf smerige dinge van mekaar op Facebook en Twitter en in die persoonlike kolomme van die koerante en op Sondae noem mense hulle kerkmense, Christenmense, skoongewaste mense, die uitverkorenes van die Here. Die Hollandse filosoof R.C. Quant het een keer tereg opgemerk dat woorde soos gelaaide pistole is.
Ons skiet mekaar daarmee aan flenters, wanneer ons op straat is, in ons motors ry, in ons slaapkamers is, in die klaskamer is, of in die parlement vergader. Ons vloek op mekaar, skel mekaar uit, verwyd mekaar, dreig mekaar, beledig mekaar, skinder van mekaar. Ek weet van mense wat op Sondag in die kerk in vreemde tale praat, maar op maandag net sulke vreemde tale gebruik, wanneer iemand anders in die pad voor hulle indraai. Op die agteruit van 'n motor, sien ek nou die dag die plakker met die dreigende woorde wat sê, pas op, ek het 'n prokureur. En of ons dit nou vanmôre wil erken of nie, broer en suster, ons het bitter min verdraagsaamheid in Suid-Afrika. Ons nerve is net so dun. En dan wonder ons vanmôre, wanneer ons die kerk se deure toemaak, die orgel aanskakel, die orkes laat sing, ons hande opsteek, hoekom lyk dinge in ons land soos dit lyk? En dit bring my by die Bybel. Het die Bybel enigstens iets oor verdraagsaamheid te sê, en kan ons iets daaruit leer? En die antwoord is ja. Maar voordat ek dit doen, wil ek vir jou sê, iemand het lank gelede gesê, die Bybel is 'n swaard met 2 snykante. En daarom sal jy in sommige Bybeltekste iets oor verdraagsaamheid aantref, terwyl jy in ander tekste weer iets oor onverdraagsaamheid lees. En as jy my 'n kort oomblik vergun, wil ek albei hierdie snykante vanmôre vir jou uitwys. In Romeine 15:1 lees ek die woorde: op ons wat sterk is in die geloof, rus die verpligting om die swakhede te verdra van die wat nie sterk is nie. Die Griekse woord wat die skrywer hier gebruik, bastazo, en in Latyn tolerantia, suggereer 3 eienskappe van verdraagsaamheid, naamlik om te verduur, om op te tel en om te dra. Alles saamgeneem impliseer verdraagsaamheid vanmôre 'n aktiewe, omvattende gevoelshouding wat sê, terwyl ek anders as jy dink, en terwyl ek anders as jy voel oor sake, dra ek jou opvatting saam asof dit myne is. En daardeur verstaan ek dan in die proses beter hoekom jy dink soos jy dink en doen soos jy doen. Verdraagsaamheid is in sekere sin om jou in iemand anders se vel in te dink, in sy of haar kop in te klim. Dit is al 'n manier waarop jy met iemand anders, wat anders is as ek en jy, kan identifiseer en moontlik begrip kry vir daardie persoon se situasie of vir sy doen en late. In Hebreërs 12 vers 2 in die 1953 vertaling lees ek van Jesus wat die smarte van die kruis verdra het. Hoekom het hy dit gedoen, wonder ek dikwels by myself, wanneer ek in die sitkamer of in die studeerkamer of in die slaapkamer is. Was hy maar 'n tipiese martelaar? 'n Politieke aktivis wat bereid was om vir sy standpunte te sterf en ons kan hom daarvoor vereer vanmôre? En die antwoord is Jesus is al daai dinge en nog veel meer. Maar die kruks van die saak is, broers en susters, omdat God ons liefhet vanmôre en omdat hy ons genadig is, laat hy Jesus aan die kruis hang. Hy verdra die sondaar, ek en jy, uit liefde. Hy kom dra die straf van die sonde in ons plek uit liefde. En daarom dus, broers en susters, as ons nie vanmôre God se liefde in ons harte het nie, as die liefde van God jou hart nie vul nie, en ek gee nie om in wat 'n kerk en aan wat 'n kerkgenootskap jy vanmôre sit en wat jy doen en hoe heilig jy lyk nie, sal ons mekaar in hierdie land ook nie kan verdra en vergewe nie. Jy sal nie onder iemand anders kan inbuk en hom of haar kan help om hulle laste te dra nie. Jy sien, onverdraagsame mense is net gepla met hulle eie laste, nie met die van ander nie. 'n Verdraagsame mens is iemand wat ruimte laat vir ander mense se standpunte. Dis een van die dinge wat in die laaste jare sterk by my gegroei het. Sien iemand anders se standpunt.
het begrip vir sy lewenswyse, het begrip en respek vir sy oortuigings. Dit beteken nie, ek moet met daai persoon alles saamstem en saam doen nie. Ver daarvandaan. Maar dit beteken wel, dat terwyl ek van jou verskil, en terwyl jy nie doen soos wat ek dink ek dit sou doen nie, eer ek jou nog steeds met liefde en respek. Weet jy wat 'n beeld kom by my op deesdae wanneer ek aan Suid-Afrika dink? Aan 'n klomp verskillende mense met verskillende agtergronde, want in 'n enkel kamer met 'n toedeur en toevenster sit. Hierdie klomp mense uit verskillende agtergronde wat anders lyk, anders praat, anders tale besig, moet met mekaar oor die weg kom in hulle afgegrensde ruimte. Maar hulle wil dit nie regtig doen nie. Hulle kan dit ook nie doen nie, want hulle hou nie van mekaar nie. Hulle hou nie van mekaar se geselskap nie, en daarom kan hulle mekaar ook nie regtig verdra nie, maar hulle is vasgevang in een enkele kamer, en hulle kan nêrens heen vlug nie, want die deur is gesluit en die vensters is toe. There is no way out, no exit. They are stuck with each other. En 'n mens het nie vanmôre verbeelding nodig om te sien in watter rigting so 'n situasie ontwikkel nie. Is dit in ons eie Suid-Afrikaanse konteks enigsins anders? Sit ons as die sogenaamde reënboognasie nie ook maar aan die suidpunt van Afrika in 'n kamer met toedeur en met toevensters nie? Watter uitweg is daar vir jou en vir my vanmôre? Kom ek vra jou by die punt 'n reguit vraag. Is jy 'n verdraagsame mens? Kan jy gewoonlik ander mense se standpunte maklik insien, of ten minste ruimte laat vir die feit dat hulle van jou verskil? Miskien moet ek hierdie vraag eerder vanmôre vir jou vrou vra. Mevrou, watter tipe man het jy? Is dit 'n maklike mens om mee saam te leef? Sien hy jou standpunte maklik in? Akkommodeer hy maklik? Is hy 'n inskikkelike mens? Miskien moet ek vanmôre vir die manne vra, watter tipe vrou het jy? Het jy 'n lewensmaat wat dit vir jou hemel op aarde maak, ten spyte van dae by kantoor wat nie lekker is nie, is dit lekker om terug te kom by die huis, want dit is 'n stukkie hemel op aarde? Of is jou lewensmaat vanmôre 'n klein bietjie hel op aarde, juis as gevolg van 'n onverdraagsame gees? Kom wees eerlik vanmôre, is jy die soort mens wat maklik die ander wang kan draai wanneer iemand jou te nakom? Vergewe jy maklik, of is jy iemand wat jarelang 'n wrok dra? Is jy 'n inskikkelike mens, of vergeld jy al te maklik die kwaad met die kwaad? Watter opsig is ek en jy vanmôre regtig deel van die oplossing vir ons land se probleme? Of kyk jy na die party wat jy voorstem, of vir die dominee, of vir die moderators, om die oplossing vir die land te bied? Maar ek wil gou by die ander snykant van die swaard uitkom, want my boodskap sal nie volledig wees daarsonder nie. Beteken verdraagsaamheid nou vanmôre, broer en suster, dat ek en jy ons oë moet sluit vir die kwaad en die onreg en die boosheid wat weelig in ons samelewing woeker? Beteken verdraagsaamheid nou, soos wat ons dit gehoor het in die eerste deel van die boodskap, dat ons gedurig maar mekaar net moet vergewe en moet oorsien en omarm en omhels en sê welkom? Is verdraagsaamheid dan soos die goeie oomie wat met alle vreemdelinge by die voordeur verwelkom en innooi, al is dit ten koste van sy eie huisgenote se veiligheid? Wanneer is verdraagsaamheid 'n onding, broer en suster, en wanneer is onverdraagsaamheid 'n goeie ding? Of anders gesê, waar en wanneer trek ek en jy die streep in 2016 in die sand te sê, genoeg is nou genoeg? Ek hou die situasie in Europa met arendsoë dop. Lees alles wat ek daaroor kan kry ek in die hande. En my vraag vanmôre is, kan die Europese Unie maar net goedsmoeds miljoene immigrante uit Afrika en die Midde-Ooste voor die voet net toelaat, dat hulle instroom, omdat dit 'n demokrasie is, omdat ons aan menseregte glo,
Wanneer oorskry-lande soos Duitsland, Swede, Noorwe en al die ander lande reëls in grense van hoflikheid en verdraagsaamheid en trek daarmee hulle eie landgenote in die afgrond in. Die Oostenrykse Britse filosoof Karl Popper het die situasie mooi raakgevat toe hy eens gesê het, unlimited tolerance lead to the disappearance of tolerance. Hy slaan die spyker doodsenter op die kop. Die ding in Europa mag binnekort 'n onding raak. Dan mag 'n ondier opstaan uit Europa. En as Suid-Afrika nie ophou met sy beleid van toleransie teenoor misdadigers, moordenaars, skelms en politieke anargiste nie, mag dit éventueel daartoe lei dat gewone mense op voetsoolvlak gaan sê, genoeg is genoeg. En wanneer daardie oomblik en daardie dag aanbreek, broer en suster, het ek vir jou versekering vanmôre dat het ons ernstige probleme, dan gaan die bodem uitval. Die Bybel wemel van voorbeelde waar verdraagsaamheid plek moet maak vir die beleid van onverdraagsaamheid. In 1 Korintiërs 5 vers 11 praat Paulus met die gemeente oor die geldgieriges, oor die afgodsdienaars, die kwaadstokers, die skinneraars, die mense wat bedrieërs is. En dan sê Paulus, met sulke mense moet julle nie eers mee saam eet nie, jy mag nie by sy huis ingaan nie, bly daar weg. Daar is 'n punt wat Paulus by uitkom waar hy sê, nou mag jy verder nie meer verdra nie. Paulus se beleid is dus duidelik en ondubbelsinnig, verwyder die slegte elemente onder julle uit. In 1 Tessalonisense 5:22 lees ons, bly weg van alles wat sleg en kwaad is. En Titus 3 vers 10 is dit duidelik daaroor dat jy niks te doen moet hê met iemand wat 'n skeuring in die kerk of die gemeente veroorsaak nie. Dis 'n beleid van zero tolerance. En dit is 'n beleid wat ons in Suid-Afrika op alle terreine bittervinnig sal moet begin implementeer, anders te gaan die kwaad mettertyd die goeie toegroei en verstik, soos 'n kakiebos 'n groentetuin toegroei en vernietig. Die Bybel leer ons dus twee dinge tegelyk. Een, ons, ek en jy, moet verdraagsaam wees, soos ons Vader in die hemel verdraagsaam is met alle mense. En veral verdraagsaam is met jou en met my. Maar as ons God se voorbeeld getrou wil navolg, sal ons ook soos hy moet maak, 'n streep iewers moet trek en weier om ongeregtigheid en boosheid eenvoudig deur die vingers te sien. As ons dit nie in Suid-Afrika gaan toepas en begin uitleef nie, sal dit weldra vorentoe blyk dat dit die kanker is wat die hele gesonde liggaam uiteindelik opeet. Die oproep aan jou en aan my vanmôre is om meer verdraagsaam te wees op die pad waar ons ry, tussen mense, waar jy in 'n lang tou staan met verskillende kleure en agtergronde. Wanneer jou vingers begin laat bewe daar op die klawerbord en wanneer jy op Facebook en Twitter skryf. Maar verdraagsaamheid beteken nie kapitulasie nie. Dis eerder 'n aktiewe beywer vir die erkenning van universele menseregte en vryhede waarop elke individu vanmôre geregtig is, maak nie saak of dit Piet, Koos of Sunny is nie. Daarom bots onverdraagsaamheid of verdraagsaamheid eerder lynreg met enige inperking van 'n ander persoon se oortuigings of waardes wat nie ander se vryhede aantas nie. Ons praat elke dag daaroor, ons lees daarvan in die koerante, ons sien dit in die tydskrifte, menseregte, 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 in Suid-Afrika, in Afrika, in Europa, oral menseregte, en ek stem vir menseregte. Maar het 'n ou professor van my jare terug, wat al dood is, eendag gesê, manne, menseregte impliseer ook mense verantwoordelikheid. Jy kan nie die een sonder die ander hê nie. Verdraagsaamheid, sê Jean Oosthuizen, die vorige nuusredakteur van die Kerkbode, in een van sy artikels, so pittig. Vra van jou en van my om nie die hele pad vir onsself op te eis nie. Hou links op die geloofspad
en gee die ander wat wil verbykom geleentheid om dit te doen. Jy hoef nie jou medereisiger van die pad af te druk, omdat julle nie in dieselfde baan is nie. Ons bly reisgenote selfs al verskil ons. Is dit nie skitterend nie? Is dit nie Christelik in die kern nie? Ek is bekommerd oor ons land, vir 'n geruime tyd. Diep bekommerd. Ek is ook bekommerd oor die huidige stand van sake in die wêreld. Politieke onverdraagsaamheid het al tot liderlike oorloë aanleiding gegee. Kom ek en jy vra vanmôre hier op die vooraand van die lang vakansie, die kinders se skoolvakansie, kom ons vra die liewe Vader om ons te wys, wanneer en hoe kan ons verdraagsaam wees? Hoe kan ons onder ander mense inbuk en die lewe vir hulle makliker maak? Hoe kan ons hulle help dra aan hulle laste? En wanneer moet ons die streep trek en sê, hiermee gaan ek nie saam nie? Ek sluit. Bill Clinton het een keer iets van sy vrou Hillary gesê, wat my in lengte van dae sal bybly. Hy het gesê, everything she has touched, she has made better. Wat 'n ongelooflike mooi ding om van jou vrou of jou man te sê. 20, 30, 40 jaar se getroude lewe, alles wat hy gedoen het in my lewe, het dit net beter gemaak. Wat 'n mooi ding om van enige landsburger te sê, en wat nog 'n mooier ding, as dit van jou en van my as Christene vanmôre gesê kan word. Alles wat ons doen in hierdie land, maak Koram Dayo se lidmate net